Goeiedag en baie welkom ook so hier teen die einde van die week waar ons so saam gereis het met Psalm 122 en ook so 'n bietjie gedink het oor ons eie betrokke wees, ons eie deel wees van 'n dorp of 'n stad of daar waar ons ook woon, om met nuwe oë te kyk na die plek wat ons huis noem of ons woonbuurt noem of daar waar ons die lewe waar ons tuis kom ook in die lewe. Ons lees ons teksgedeelte ook weer so vir oulaas en ons bedink dit ook in ons saamwees volgend. 'n Pelgrimslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou, Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarin die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek, hier lewer die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van Dawid. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon, en mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende, wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Nou, mens sou Jerusalem kon interpreteer as die besit van vrede. Of mens sou dit kon vertaal as die grondslag van vrede. Dit is die plek, ons hoor hierso in vers 4, waar die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n plek waar hierdie stad geassosieer word met 'n byeenkoms, mense, nasies wat saamgebind word, 'n plek van gemeenskap waar pelgrims, mense van ver kon tuiskom en kon behoort. Dit is waarvoor die stad gebou is. Die stad Jerusalem is ook as koninklike setel gesien, die plek waar reg gespreek word, binne in die tradisie van die regverdige koning van Dawid. Daar kan geregtigheid teenoor almal geskied, teenoor die weerloses, die weduwees, die weeses en die mense wat weerloos is. 'n Stad wat regverdig is, waar daar regverdig gespreek word. En dit laat my baie keer dink na hierdie ideale wêreld waarin ons graag in wil leef, waarvan ons, as ons die radio aanskakel en die dagblaaie van die nuus dophou, dat ons nie hoor van die geweldige geweld en onreg en boosheid wat ons hoor wat in die wêreld se stede afspeel nie. Dan is die stad ook die plek waar die huis van God is, waar die huis van God is. Waar die naam van God woon en waar God self teenwoordig is en sy mense ontmoet. En hier kon pelgrims God ontmoet en hier het hulle offers gebring en het hulle voorbidding gedoen vir mekaar. Dit is amper hierdie plek wat regspreek, die teenwoordigheid, die koninklike setel van God. Dit is amper hierdie ideaalbeeld, hierdie droomstad van Israel, dat God by sy mense teenwoordig is en dat daar veiligheid, vrede, geregtigheid en gemeenskap is. En dit is wat ons hier hoor, mag daar vrede wees binne in jou mure, rus in jou wonings. Hier is dit ook waar die lig van God se heerlikheid midde in die donker wêreld helder sou skyn, dat die nasies hierheen sou stroom, dat hierdie Messias hier ook 'n lig sal wees. Verwysing is ons Jesaja 60 vers 1 tot 7 lees. Maar dan hierdie totale ontnigtering, dat dit alles behalwe is wat hier in Psalm 122 uitgebeeld word. Wat die stad amper 'n simbool geword het vir onreg en vir ongeregtigheid. En die vraag wat ons ook dan nou vandag vir mekaar vra is, hoe kan ons nuut gaan leef
En as ons sou dink oor die stad waarin ons woon, is dit 'n plek waar die teenwoordigheid van God tuis kom. En dan sou jy baie maklik sê, maar dit hang nie net van my af nie. Maar as elkeen van ons as gelowiges, waar ons woon, so leef dat die koninkryk van God tasbaar word in die manier hoe ons met mekaar saamleef. En as ek en jy daagliks besig, dat hierdie geregtigheid, dat hierdie heerskappy van God, wat self by sy mense teenwoordig is, dat dit wel geskied. Maar waar ook al jy woon in hierdie land of in die wêreld, wat 'n stad jy woon, mag jy jouself al is jy 'n klein rolspeler of jou gemeenskap of jou huisgesin 'n klein rolspeler binne 'n groot en 'n komplekse stad met 'n klomp dinge polities en sosiaal, maatskaplik. Hoe kan jy, amper om Joshua se woorde te gebruik, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hoe leef ek myself uit binne 'n komplekse wêreld en ook in 'n komplekse stad? Dat daar vrede mag wees binne die mure en mag geregtigheid geskied. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, baie dankie dat U ook deur U woord en deur hierdie Psalm ons opnuut weer bewus maak van die plekke waar ons woon. En mag U geregtigheid en die vrede daar ook kom, maar mag ons die draers en die bringers wees van hierdie vrede. Dit bid ons in U naam. Amen. Seën vir jou ook vir die res van hierdie dag en ook in 'n wonderlike naweek. Geniet dit. Mooi bly.